Môre sê woensdagoggend kuiertyd. Ek moet sê hierdie week, selfs laas week, kan jy nêrens in 'n winkel loop en nie oorweldig word deur twee dinge nie. Paaseiers aan die een kant en dan jou paasbolletjies, jou hot cross buns aan die ander kant. Beide van hulle het ek en jy as kinders van die Here dan ook 'n inhoud gegee wat 'n heenwysing is. Die paasbolletjies met die rosientjies, die wyn, met die brood, met die deeg, met die kruis op, duidelik, Goeie Vrydag. En dan die hele simboliek rondom die paaseier, rondom nuwe lewe, dit is vir Opstanding Sondag. Maar ja, ek het ook ander gesprekke gehoor, terwyl ek in 'n ry of twee gestaan het hierdie week. En ja, soos jy kan sien, ons het self paaseiers vir die kleindogters en vir ons kinders paasbolletjies gekry. Die gesprekke het gegaan oor naweek, wegbreek, wat ons alles gaan doen, hoe ons hierdie naweek gaan geniet. En wat my ek sê my hart bietjie hartseer gemaak het, nie 'n enkele gesprek daar in die rye wat met mekaar gevoer is oor, weet jy wat, Goeie Vrydag is die belangrikste dag vir ons as kinders van die Here. Weet jy wat, hierdie is die groot lydingsweek. Het jy ook gaan lees, het jy ook agtergekom, maar watter intense lydingsweg het die Here gehad, voor die kruisiging en die opstanding. Dit hoor ons nêrens nie. En dit is vir my hartseer, dat ons dalk in 'n gees vasgevang word van 'n vakansiedag Vrydag, 'n vakansiedag Maandag, en kom ons breek net weg en gaan geniet dit. En met die wegbreek self is niks verkeerd nie. Maar as ons die naweek dan saam geniet, dat ek myself voorberei vir wat Vrydag gebeur het, dat ek hierdie week, dag vir dag, die lydensweg wat Jesus daar die laaste week gehad het, volg, en dat ek vir myself opnuut sê, wat het ek nie alles om voor dankbaar te wees nie. Wat 'n voorreg was dit nie, dat hy vir my persoonlik die lydensweg gestap het, aan die kruis gesterf het, maar die belangrikste, en na 3 dae opgestaan het, sodat ek vry kan wees, vry van sondelas, vry van die kloue van die dood. Ja, ek kan waarlik as sy kind leef, 'n oorwinningslewe leef. Ek kan so 'n naweek geniet. Ek gaan paaseiers wegsteek vir die kleindogters. Ons gaan as volwassenes hierdie paasbolletjies lekker warm geniet met 'n dik klompie botter op. Maar dit gaan nie plaasvind sonder die belangrike gesprek om te sê, ek is dankbaar vir dit wat Vrydag gebeur het. Ek is dankbaar vir dit wat Sondag gebeur het. Here, dankie dat ons die kruis het, die leë graf het. Ja, Here, dankie dat selfs paasbolletjies en paaseiers 'n direkte heenwysing is na die kruisgebeure, die leë graf, u opstanding uit die dood. Dankie, Here, vir 'n paasnaweek wat voorlê. 'n naweek wat u inhoud gegee het, dat ons ook dit kan vier, hierdie lang naweek. Amen. Uitdaging vir die week. Van die 4 evangelies, elkeen het 'n besonderse manier en aanslag, waarmee hulle kyk na die laaste week van Jesus en sy kruisiging. Lees dit. Kom opnuut onder die diepe indruk van wat die Here Jesus vir my en jou gedoen het. Wat gebeur het in die groot lydensweek? En hoe elkeen met sy eie hoek beskryf wat het gebeur tussen 12:00 en 3:00 toe Jesus gesterf het. Hê 'n wonderlike week. Hê 'n wonderlike paasnaweek. En vier saam met my die voorreg om te sê, hy het vir my gesterf. Hy het vir my opgestaan. Ek groet jou.